Prinses Jana en die groot vuur. In 'n land met groen heuwels en blink riviere, op die randjie van die donker bos, staan 'n groot ou grys kasteel. Dis hier waar Prinses Jana saam met die koning en koningin woon. Daar is baie diensmeisies wat werk in die kasteel en baie tuiniers wat die yslike groot tuin netjies hou. Prinses Jana speel graag in die tuin van die grys kasteel. Maar vandag is 'n vreeslike warm dag. Die perde bly in die stalle. Die oranje vissies beweeg stadig en lui in die water van die fonteintjie. En selfs die voeltjies kom nie onder die koelteboom uit nie. Die diensmeisies dra vir die tuiniers yskoue vrugtesap aan met baie ysblokkies in. Prinses Jana sit op die trappies van die kasteel en kyk hoe vinnig die ysblokkies in die vrugtesap smelt. "Jy moet jou hoed opsit, Prinses Jana," roep die koningin deur die kombuisvenster uit. "Die son is baie warm en jy het al klaar soveel sproete." Prinses Jana sug en druk haar strooihoedjie met die breë rand op haar kop vas. Sy loer onder die rand van die hoed uit, op, na waar die rooi vlaggies op die kasteelse torings in die ligte wyntjie beweeg. "En jy moet vir jou smeer met sonbrandolie as jy wil buite speel," roep die koningin nog 'n keer deur die venster. "Net nou brand jou armpies en beentjies seer, dis baie warm vandag." Clara, die diensmeisie, kom aangedraf en sy smeer Prinses Jana se armpies en beentjies en ore en wangetjies en neusie met die wit sonbrandolie. Net toe kom die koning by die trappie af. Hy sien vir Prinses Jana. "Gaan jy bietjie buite speel?" vra die koning. "Jy moet versigtig wees, Poplap, die son is gevaarlik. Op so 'n warm dag breek daar partykeer brande uit." Prinses Jana loer onder haar hoed se rand uit, op na daar waar die geel son soos 'n groot strandbal in die lug sit. Sy wonder hoe die son wat so hoog in die lug sit, 'n groot vuur hier op die aarde kan begin. Prinses Jana speel 'n rukkie lank in die tuin en dan stap sy om die kasteel na die stalle toe. Sy sien niemand anders by die stalle nie. Die tuiniere is seker almal onder die bome waar daar koelte is. Prinses Jana kry nou self so 'n bietjie warm. Sy besluit om in die stalle te gaan speel. Binne in die stalle is dit lekker koel. Prinses Jana wip op die droë strooibale rond. Skielik ruik sy iets. Sy sit stil en ruik weer. Sy snuif diep en dan weet sy wat dit is wat sy ruik. Dit is rook. Iets brand hier in die stalle. Prinses Jana spring van die strooibale af en begin soek. "Daar by die venster, Prinses Jana, daar by die venster," rinnik Elsa die bruin perd benoud. "Dit brand daar by die venster." Nou sien Prinses Jana ook die rook wat uit die strooibale by die venster trek. Daar is 'n klein vlammetjie vuur in die strooi. Sy sien ook dat die son warm en blink deur die venster op die droë strooibale skyn, net daar waar die vlammetjie nou brand. Was die koning reg? Het die son so waar die strooi aan die brand gesteek? "Gaan roep die tuinier," roep Elsa nou nog meer benoud. "Gaan roep die tuinier dat hy die vlammetjie kan kom blus, Prinses Jana, anders word dit 'n groot vuur en dan brand die stalle af." Prinses Jana hardloop buitentoe so vinnig as wat haar beentjies haar kan dra. Maar daar is niemand nie. Sy soek oral in die tuin, maar daar is niemand. Sy roep in die kasteel, maar niemand antwoord nie. Sy kan nie langer soek nie, daar is nie genoeg tyd nie. Sy wat Prinses Jana is, sal self die geel vlammetjie moet blus. Sy loer in Elsa se waterbak vir water, maar dit is leeg. "Ek was dors," sê Elsa benoud. "Ek het alles opgedrink, dit was so warm." Prinses Jana vat die emmer om te gaan water skep, maar daar is 'n groot gat in die emmer. "Ek het per ongeluk in die emmer getrap," sê Martie die donkie, nou ook benoud. "Ek was ongemaklik, dit was so warm." Prinses Jana soek oral vir 'n emmer sonder 'n gat, waarmee sy kan gaan water skep. Buite die stalle lê Prins, die hond, by sy kosbak. "Leen vir my jou kosbak, Prins," roep Prinses Jana vinnig. "Ek moet gaan water skep om die vlammetjie in die droë strooi te blus, anders gaan die stalle afbrand." Maar Prins sê, "Dan moet jy eers my hok se dak regmaak, sodat ek in die koelte kan lê. Die son skyn deur die stikkende dak." Prinses Jana sug en kyk rond. Dan sien sy hoe Kitsie en Katsie, die twee klein katjies, met 'n stuk papiersak op die trappie speel.
gee vir my daai papiersak, Kitsie en Katsie, roep prinses Jana vinnig. Dan kan ek prins se dak regmaak, sodat ek sy kosbak kan leen, sodat ek kan gaan water skep om die vlammetjie in die droë strooi mee te blus, anders gaan die stalle afbrand. Maar Kitsie en Katsie giggel. Waarmee moet ons dan speel? Sê hulle. Dan moet jy eers vir ons 'n leeuvinkniegie gaan optel, sodat ons dit kan lostorring. Dis te warm vir ons in die veld. Prinses Jana trippel nou al van ongeduldigheid. Sy dink aan die geel vlammetjie en die rook daar by Elsa en Martie in die stalle, maar sy hardloop vinnig na die veldjie toe, na daar waar die vinkies hulle leë nessies in die lang gras laat lê. Maar daar lê nie nessies op die grond nie. Sy kyk op na die takke van 'n hoë boom. Maak asseblief vir my een van julle leë nessies los van die tak, roep prinses Jana vir die 2 vinkies in die boom. Dan kan ek dit vir Kitsie en Katsie gee om mee te speel, sodat ek die papiersak kan kry, sodat ek prins se hok se dak kan regmaak, sodat hy vir my sy kosbak sal leen, sodat ek kan gaan water skep om die vlammetjie in die stalle te blus, anders gaan die stalle afbrand. As jy vir ons 'n handvol saadjies by die koning se duiwe gaan haal, sal ons vir jou een van ons nessies losmaak, kwetter die vinkies bokant prinses Jana se kop. Prinses Jana sug, maar sy weet van beter as om met die vinkies te stry. Hulle luister nooit na iemand anders nie. Hulle hou net aan met praat en aan met praat sonder ophou. Dis hoekom nie een van die ander diere naby hulle wil woon nie. Prinses Jana kom uit asem by die duiwe se hokke aan. Ou Blinkoog, die grootste en oudste duif, sit in die hokkie in die koelte van die sinkdakkie. Blinkoog, fluister prinses Jana, gee vir my 'n handvol van jou saad asseblief man, dan kan ek dit vir die vinkies gee, sodat hulle vir my een van hulle leë nessies kan losmaak, sodat ek dit vir Kitsie en Katsie kan gee om mee te speel. Dan sal hulle vir my die papiersak gee, sodat ek prins se hok se dak kan regmaak, sodat ek sy waterbak kan leen. Nou wat op aarde wil jy met prins se waterbak maak, prinses Jana? Vra Blinkoog grootoog. Hy is baie versigtig om nie uit die koelte uit te kom nie. Dis baie warm vandag. Ek wil gaan water skep om die vlammetjie in die droë strooi te blus, anders gaan die stalle afbrand, sê prinses Jana met 'n stemmetjie wat al begin bewe. Sy wil liewer nie dink aan Elsa en Martie alleen in die stalle by die vlammetjie wat besig is om 'n groot vuur te word nie. Jy hoef nie al daardie dinge te doen nie, sug Blinkoog. Daar langs jou teen die draad is ons waterbak wat die tuinman skoongemaak het vanoggend. Dit was so warm dat hy vergeet het om dit terug te sit in ons hok. Jy kan dit leen om te gaan water skep om die vlammetjie te blus, as jy beloof om dit weer vol te maak en terug te sit in ons hok. Nou is prinses Jana baie bly. Sy gryp die duiwe se waterbak, hardloop na die kraan en maak dit vol water. Maar prinses Jana is so haastig om by die stalle te kom om die vlammetjie te gaan blus, dat sy nie kyk waar sy gaan nie. Skielik haak haar voet aan die trappie vas en sy val. Die water spat uit die duiwe se waterbak uit en maak blink reënbogies in die lug. Help, help, roep prinses Jana hard en Prinses Jana, word wakker, roep iemand skielik hier naby haar. Prinses Jana maak haar oogies oop en sien vir Petrus die tuinier. Hy skud aan haar arm. Word wakker, prinses Jana, sê Petrus. Jy het vas aan die slaap geraak hier op die strooi in die stalle. Prinses Jana vryf haar oogies en sit regop. Sy sien nou dat sy nog steeds in die stalle is. Sy het so waar aan die slaap geraak waar sy op die droë strooi gespeel het. Dit was so warm, die son moes haar vaak gemaak het en skielik ruik prinses Jana iets. Ja, dit is so waar rook. Dit was nie 'n droom nie. Daar trek 'n rookie uit die droë strooi onder die venster uit. Gou Petrus, roep prinses Jana en wys na die rookie waar daar nou al so 'n klein geel vlammetjie brand. Die strooi brand. Petrus sien nou ook die vlammetjie en skrik groot. Hy kyk in Elsa se waterbak, maar dit is leeg. Hy gryp die emmer wat langs Martie die donkie se voete staan, maar daar is 'n gat in. Ek weet, roep prinses Jana en wip van die strooi af. Sy hardloop so vinnig as wat sy kan en gaan haal die duiwe se waterbak langs die draad. Sy maak dit vol water by die kraan en dra dit baie versigtig na die stalle toe. En hierdie keer kyk sy mooi om nie oor die trappie te val nie. By die stalle blus sy en Petrus die vlammetjie met die water voordat dit 'n groot vuur kan word. Dis die son, sê Petrus. Die son is gevaarlik vandag. Dit het so waar deur die venster die strooi aan die brand gesteek. Gelukkig het jy dit gesien, prinses Jana. Die koning sal baie trots wees op jou. En gelukkig het jy onthou van die duiwe se waterbak.
Toe maak Petrus die duwe se bak weer vol water en gaan sit dit in hulle hok. Hy bring 'n nuwe emmer vir die stalle en maak Elsa se waterbak ook weer vol water. En prinses Jana? Sy het 'n handvol van die duwe se saad vir die vinkies gevat. En toe het sy 'n leë vinknesie opgetel en vir Kitsie en Katsie gevat om mee te speel op die trappies. Sy het 'n plastieksak gaan haal en Prins se hok se dak reggemaak. Toe het sy sommer vir Prins ook 'n bietjie lekker koel water in sy leë kosbak gaan gooi. En Prins was baie bly oor die water, want dit was 'n baie warm dag.